Wat ou gaan ons maar die seisoene in die lewe en dan worstel jy oor, maar wat is die essensie van die lewe? Wat nou eintlik gebeur? Hierso, as jy op skool is, dan moet jy net slaap, dan moet jy net paas, die ouers gaan soos die kerke die reëls nagekom. Maar soos die ander weer van die lewe, raak het bietjie meer complicated. My kinders, my eie kinders, hulle is so rukkie van hulle eie ijskast te betaal wat stukken is en so aan. Sê hulle vir my, jy sê, maar die groot vriendin is nie lekker. Dit is so lekker soos kind en kind. Maar die vraag is, wat is die essensie van die lewe? En ons allemaal sal kortweg, as jy met vinnig antwoorde gee, dan sal die meeste mense sê, geld, die spreekwoord sê, geld wat stom is, maak reg wat krom is. So geld is op ons een lijstje van wat die essensie van die lewe. En dan, as jy nog jong en beroepsgerig is, dan is sukses hoog op jou lijstje, want jy wil suksesvol wees. Niemand begin te werk en wil nie suksesvol wees. Jy wil suksesvol wees. Jy wil jy ding goed doen en jy wil goeie beloning kry daarvoor. En ons kinders was het belangrijk om die rechte beroep te kies, dat jy die rechte beroep belang. Jy sê baie moeite kan doen, voorbereiding te doen. As jy so'n bykie ouder word, dan is gezondheid natuurlijk hoog op jou rondleid. Jy wil gezond wees. Jou lichaam bykie markeer, dan sikkel jy maar so'n bykie. En natuurlijk, soos iemand vanoggend nog gehad nog bid vir verhoudings. Op sekere stadium wil jy hele verhoudings moet gemakkelijk wees, moet oop wees, moet spontaan wees, moet wekker wees en moet trouwer wees, moet bemoedig wees en alles wees. En as jy nou kom hier waar ek is, dan wil jy net een huisie rustig in die see hier op land en vier op in die berg of wat ook al. Jy wil net een rustige plek waar jy vrede kan leef vir die rest van jou lewe. So as ons nou bykie terugplaai in die Bybel in, dan sien ons God en die mens geskep vir die lewe. So daar is in Genesis 1 vers 28. Toe het God hulle geseën, dis nou die vers 27 sê, die mens geskep as sy verteenwoordiger, en die mens geskep as sy beeld, man en vrou het die mens geskep. Dan sê hy hulle net daarna, God het God hulle geseën, en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers vir die visse in die see, oor die voëls in die lug, vir al die diere van die aarde, ook vir die diere wat op die aarde kry. En God het basis om ons bykie aangestel as mentors oor die aarde, en dit sê heers vir die aarde, en bly dit word baie en zwaar. Maar, en rukkie later, dan ons nou in sonderval plaasgevind, het God vir die mens gesê, kom ons lees dit oor Genesis 3 vers 17 tot 19. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy geëet het van die boom waarvan ek verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal die daarin bestaan maak, jou lewe lang. Die aarde sal vir jou dorings en wissels laat uitsprei, en jy sal velplante eet. Neem jy die harde berg sal jy kan eet totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daarin is jy gemeen, stof is jy, en jy sal weer stof word. So ons sien, na die Bybel kyk, die gesplete boodskap, nie gesplete boodskap, maar verskillende boodskappe. Die werk, God skep ons om die volheid van die lewe te doen. Maar as gevolg van ons eie te doen, kom daar ook negatieve dinge, en die gevolge van ons foute rol het na ons toe. So die lewe is nie net glimlach, as hartseer is. Is nie net afdraan as jy daar, opdraan as jy daar, teespoed, daar hindernisse, daar chaos ook. Ek gaan nou van een klomp bekende mense se sienings so bykie vir julle wys. As ons begin by Socrates, dan is so 450 voor Christus gelewe. Hy het gesê, die lewe is 'n toets. So alles wat jy in die lewe ervaar is 'n toets. Life is the ultimate examination of virtue, wisdom and truth. Aristoteles het gesê, it is the mind. Later
16 ons het 'n kar, en hy het 'n kar met wat gesê. Hy sê, life is the pursuit of knowledge and reason. Nietzsche, hy het gesê, is power. Nietzsche was 'n bekende kundige geweest, en hy het so. Life is the will to power, overcome to grow. Met ander woorde, as jy power en bly, jy kry krag om jou hindernisse te oorbrug. Sigmund Freud het gesê, it is death. Life is tension between instinct and death. Karl Marx het gesê, it is the idea. Life is the tension between material conditions and ideologies. Ek was toevallig in die begin van laas jaar by sy graf is daar in Londen, net so 'n groot graf, en op sy grafkrib is daar ook so baie pessimistische skrywer in die Bybel. Dit is nie baie positiewe ou nie. Dan Picasso het natuurlik gesê, life is art. Life is the creation, the mix of passion, emotion, dreams and imagination. So hy het 'n bietjie meer na die regte brein probeer, sy kreatiewe dele kans gee. Gandhi sou gesê, it is love, hy kon ook van violence hou nie, van mag en afgeke dinge. Life is rooted in non-violence, compassion and universal love. Steve Jobs, bekende ou van Apple, hy het gesê, it is faith, life is trusting the process, dan oor die proses op dis wat gebeur. Einstein het gesê, it is knowledge, life is to understand the universe. Hy het gesê, as jy dinge verstaan, dan leef jy makliker. Bertrand Russell het gesê, it is competition, life is shaped by the desires and ambitions. Schopenhauer het gesê, it is suffering. By daar voel ek ook so, as ek so baie hindernisse kry, so baie probleme, en baie dinge, dan denk ek, maar dit is net leiding wat op ons pad lê. Life is the inevitable pain and the satisfaction tempered by other moments. En dit kry dan other moments tussenin. Dostoevsky het gesê, it is hell. Die baie mense voel so, die lewe is nie eenvoudig te ervaar, dit is te rof hou. Life is a battle with the darkest part of the human soul. So daar baie mense, ek begin in 'n korter opsin Kafka het gesê, is the beginning, dan oor, dit is nie die einde, dit is die begin. Kybus het gesê, it is a rebellion. Torrio het gesê, it's simplicity. Rumi het gesê, it's a dance. Kierkegaard het gesê, it's a leap of faith. Dit is al met Steve Jobs, oor faith en geloof. Epicurus het gesê, it is pleasure. Typies van die Grieke het vandag van so filosofie, hulle glo jy net die lewe geniet, alles is genietinge, net geniet, en dan sal jy hoor, ons het al as Amerika, wat weer as jy baie geniet het. Die Grieke is maar so, ek voel as dit gesê. Dan Laozi, glo life is harmony. Confucius het gesê, life is a virtue. Carl Jung het gesê, it is individuation. Dan oor een heilige Christenkundige. Hy het gesê, elke mens moet vir sy eie uitsortering van. Ek nog so 'n paar ouens, Alan Watts sê dit is speletjie. Kyk, daar is baie daaromte ergens gaan doen om dit te doen as 'n speletjie. Maar as jy daai fliek onthou, life is beautiful. Maar in die Tweede Wêreldoorlog, waar die pa sy seentjie en as 'n gevangene, dan maak hy sy seentjie as 'n spel is. En alles wat hy verduidelik, man is net 'n spel, maak so, dat die seentjie kan verstaan en nie baie trauma belewing kry nie. Viktor Frankl het gesê, life is meaning. Seneca, life is preparation for death. Dit is baie Christene glo so, dat jy hierdie 80 jaar, 40 jaar probeer, nie
ewigheid saam met God in die hemel in. The life is preparation for death. Life is freedom. Simone de Beauvoir. Ek het die Franse naam nie weet nie. Racutus, life is change. Life is progress. Life is survival. Life is freedom in nature. And life is acceptance. Marcus Aurelius. Dit was 'n groot Romeinse keiser. Life is acceptance. En daar's baie groot waarheid in life is acceptance. Want aan die einde van die dag is daar baie goed wat jy nie kan verander nie. Jy nie kan vaar. Maar die ding is, ek weet nie met wie die sê wel die meeste nie. Maar die ding is, ons Christen het 'n ander teologie. Vir ons is die lewe nie iets nie. Vir ons is die lewe 'n persoon. Dit is Jesus Christus. Hy is die lewe. En in hom is die hele lewe opgesluit. So ons doen eintlik 'n omweg aan as ons is al hierdie ouens so belangrike ding sê liefde is geluk of die lewe is geluk, die lewe is liefde, of die lewe is konflik of wat ook al. Jy doen eintlik jouself onguns aan as jy die lewe so vereenvoudig as jy nie enkele ding daar. Is dit geld? Al is dit sukses? As jy sukses gaan lees, jy lees maar al die stories van die suksesvolste mense in die wêreld, dan sien jy hulle worstel ook om geluk te vind. Hulle worstel ook om goeie verhoudings te aangaan. So die dinge wat sin maak, is vrede en suksesvolle verhoudings. Dis nie in dinge vasgevat. Dit is mense. As ons Bybel gaan, hierdie tekstverwysing is 'n verkeerd hierso, dis nie Hebreërs 11 vers 1 nie, dis in Johannes 14 vers 6, waar hierdie stuk geskryf staan. Maar Jesus het van gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader toe behalwe deur my nie. As jy my ken, sal jy die Vader ken, en van nou af kan jy hom sien, en jy hom sien jy hom. In ander woorde, Jesus het gesê, hierdie goeders wat ons so belangrik is nie in iets vasgevang nie. Dis in 'n lewende persoon vasgevang, wat jy kan vertel van vrede, wat jy kan leer van gemoedsrus, wat jy kan leer van al die dinge wat saak maak, goeie verhoudings. Ons kan by Jesus gaan leer oor verhoudings, ons kan by hom gaan leer oor vrede, ons kan by hom gaan leer oor aanvaarding en aanpassing. Ons kan alles wat ons by Jesus gaan leer, maar die lewe is nie so eenvoudig in 'n woord vasgevang. Al dink jy die beste woord oor die som het. Want die ding is, die lewe is dinamies, die lewe verander. As Jesus sê, hy is die lewe, dan bedoel hy nie, dan bedoel hy sal jou alles van die lewe kan leer. Wat jy nodig kan leer. Want elke fase van die lewe gaan anders te wees. As jy ek in die laerskool was dit die lekkerste plek in die lewe. Man, jou juffrou was fantasties. En sy was so nice en so vriendelik, behalwe die stout was ook nie. Maar as jy soek is, dan sê nice. Maar in die hoërskool is dit bietjie meer kompleks, want jy moeilike verhoudings en die fights met ander seuns en jy bietjie konflik en bietjie, maar dit is nog steeds lekker, want al wat jy doen is die leer en jy doen goed aan die dag. Jy is te reg en jy werk aan die dag. Maar hoe ouder jy word, hoe meer word jy verantwoordelikheid, hoe meer beseer jy ander dinge. Dan sê, dis in die 20ste, 30ste, toe die geld en sukses het. Daar in die terug is, hoe jy familie het. Jy terug buiten dat jy top of the world is. En so aan. Maar Jesus het gesê, ek is die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan kom baie dinge oor, as ons verder lees in Johannes 10 vers 10, dan sê hy,
'n dief kom net en steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in voortvoer. In ander woorde, 'n groot probleem van ons, veral gelowiges, is wat ons het onsself op een of ander bygelowige manier oortuig, ons moet net die minste wees, die kleinste wees, maar hierso sê Jesus uitdruklik, hy wil hê julle moet die lewe in oorvloed, julle moet die lewe gryp met albei hande. So Jesus wil nie hê jy net 'n gedeelte van die lewe doen, hy wil hê jy nie volle lewe doen. Die nadeel hiervan is, hoe groter jy gryp, hoe meer hindernis en dorings en wissels van die oog gryp. Dat is 'n groot waarheid daar. Maar Jesus het gesê, hy sê vir ons die onderskeid kry, hy sê vir ons die gees van onderskeiding kry, hy sê vir ons die wysheid kry, hy sê vir ons die insig kry, hy sê vir ons die heilige gees kry. Daar is baie wat ons gee om, as ons die lewe oorvloed gryp, dat ons nie te veel dorings en wissels gryp, en as ons dorings en wissels gryp, dat ons nie dood gaan afgaan. So maak dit nie saak of jy nou, op jou lewe, en jou filosofie oor die lewe, vol materialisme is, dit maak nie saak. Dit is 'n fase van jou lewe, dit is 'n ding wat jy nou is. Moenie daaraan uitverkoop raak. En op jou filosofie vol geestelike begeertes is, daai liedjie wat ons gesing het, open the eyes of my Lord, I want to see you. Dit is 'n verskriklike groot droom om te sê jy wil God sien. Hoe groot is God se grootheid? Maar as jy geestelike aspirasie sê, dis okay. En as jy innerlike vrede wil hê, innerlike gemoedsrus, en jy begeer die totale vreedsaamheid, dis okay. En as jy gemeenskaplike dinge wil hê, met ander woorde, jy wil deel wees van die skepping, en deel van die kerk, en deel van die gemeenskap, en deel van die samelewing, dis okay. Doen jy dit? Of as jy daar totale selfverwesenliking wil bereik, dis okay. Maar moenie, as jy gelowige is, dink dat God jou geskep het om jou te begrens. God wil jy met die lewe en die lewe in oorvloed hê. En dit is 'n groot waarheid dat ons baie keer onsself inperk op bygeloof. Ons gryp nie die lewe ten volle aan. Ons is bang, baie bang vir allerlei dinge. As God sê, die lewe oorvloed, geen grense, geen beperkings, geen remme. En dan herinner Jesus ons juis dat hy is nie die lewe wat ons nou ken, maar hy is ook die Here van die groter lewe. En dit is wat vir ons die grootste gemak en gemoedsrus kan gee. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterf. Andere, hier kom Jesus en hy vat selfs die grense van die dood. As jy nie bang wees, as jy nie lewe oorvloed dood maak, want jy kan nie dood gaan lewe, want jy was lewe saam. So, my boodskap aan Jesus Christus vanoggend is, gaan dink oor dit wat jou beperk. En gaan dink oor dit wat jou vlek uitgeef. En gaan sê vir die Here, ek wil my vlerke gebruik. Al kry ek seer, al baie mense wat dit ontvang, al baie mense wat dit wil vashou. Maar gee jou drome vlerke, weet dat die lewe nie vastgevang is in een ding, lyde of oorvloed of iets. Die lewe is vastgevang in Jesus Christus. Hy is die lewe, hy is die weg, die waarheid in die lewe. En hy wil hê dat die lewe het in oorvloed. Amen. Ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die grense en die beperkings van ons eie drome so 'n bietjie kan skei, want U is die lewe. U
Die grootheid is die lewe. Die lewe is vastgevang in al die kennis wat die van God gegee oor verhouding, oor gemoedsrus, oor beroepsgerichtheid, oor alles Here die van ons kom les en leer in die lewe. En baie dankie Here dat ons nie moet raak, boek raak van die lewe nie, as ons die Bybel lees, ons lees dan Spreuke en Prediker, dan sien ons veral die skrywer van Prediker wat baie opgebring het, gesê alles kom tot niks, dis alles is gejaag na wind, en dat ons weer in sy bediening, ons weet, ons gejaag is na wind, maar is in Jesus Christus. Baie dankie dat ons die lewe kan leer, en die volheid kan aangryp, en dat ons weet ons nog fout te maak, maar hier sal ons opstel, en die ander kant uitbring. En dra ons eie lewe op aan U, dan sê Here, vervul ons met die Gees, sodat ons die lewe kan voluit lewe, en waardevol kan lewe, en verskil kan maak, en waardevol kan maak, en al die verhouding kan ons opbring. Ek bid dit in Jesus Christus.